Iets waarvan ons as kinders van die Here baie bewus is die feit dat ons uit genade gered is. Wat beteken dit om uit genade gered te wees? Kom ons dink vandag daaroor. Here, ons is bevoorreg om vandag hier te wees. Dis 'n wonderwerk. U het ons gered. Dankie daarvoor. Ons wil mooi verstaan wat dit beteken en die woord sê duidelik. Wil U ons help? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees Efesiërs 2 van vers 1 af. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is en die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Van wie ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Julle is uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Daar is mense wat nie met God rekening hou nie. En ons kan dit sien. Paulus praat oor hulle. Hy praat oor die mense in Efese wat hy sê wat dood was as gevolg van hulle oortredings en sondes, wat jy kon sien in hoe hulle geleef het. En dit verstaan 'n mens, dat mense wat sonder God leef, mense is sonder 'n doel en sonder respek vir die lewe. Die woorde wat hy gebruik is sterk taal, hulle word gelei, dis nie dat hulle nie dinge doen nie, hulle doen net verkeerde goed, hulle word gelei, oorheers is die woord wat hy eentjie verder gebruik, deur hierdie sondige wêreld, deur onsigbare magte wat aan die werk is in mense. En dit verstaan ons. Die interessantheid kom by vers 2 as Paulus sê, en dit was ook van my waar. Dis interessant, want Paulus het nie so 'n slegte lewe weg van God gehad nie. Vandat hy sy oë oopgemaak het, is hy die kind van toegewyde Jode wat God lief gehad het en vir God gelewe het. En God se eer was vir hulle belangrik geweest. Hy self het om God se eer te beskerm, selfs mense laat gevange neem en as dit nodig was, doodgemaak. So Paulus sê, ek is deel van daardie mense in my geskiedenis, wat gevorm is en beheer is deur hulle sondige begeertes en deur die onsigbare magte wat in die werk was, oorheers deur hulle. En hy sê die oorheersing het beteken dat hulle besluite geneem het met dit wat hulle sondige natuur in hulle lewe ingedraai het. En dis doodgewoon wat gebeur in 'n wêreld wat nie met God rekening hou nie. Dis nie slegte mense nie, wat noodwendig slegte dinge doen nie, maar dis mense wat nie aktief bewustelik deur Jesus beheer word nie. En van hulle lewe word gesê dat hulle uiteindelik net dit doen wat hulle agtergrond hulle toelaat. Nou, die vors wat aan die werk is in die wêreld, die bose magte, het reëls waar volgens mense leef. En daardie reëls is, jy kry wat jy verdien. Elkeen is vir homself. Jy moet sorg dat mense van jou hou.
Jou waarde word bepaal deur dit wat jy besit, jou kennis wat jy het, hoe jou voorkoms lyk, en deur jou inkomste wat jy kry, deur die posisie wat jy bereik het, hoeveel erkenning jy van mense kry, dis waardeur jou lewe oorheers word. So is nie slegte mense nie, ons praat nie eens van mense wat slegte goed doen nie, ons praat van mense wat goed doen, maar het gaan oor die motief waarom hulle dit doen. Waarom sal ek my beste gee? En dis hoe die bose werk. Die bose werk met dit hang van jouself af, jou eie vermoëns, jou eie prestasie. En as jy nie jou kant bring nie, dan word jy verwerp, word jy verstoot, een kant toe geskuif, en dit is so, mense is tevrede daarmee. Ek kry wat ek verdien. Maar dan is daar 'n tweede kategorie mense, en dit is mense wat in genade, deur genade, uit genade, deur Jesus gered is. En oor hulle sê hy, dat daar 'n skuif plaasgevind het, die vorige lewe was 'n lewe van die dood. Die dood wat het agter dit gelê, al het daar goeie goed uit voortgekom. Maar sê hy, die lewe in Christus is 'n lewe waar ek omswaai, vanuit die dood na die lewe, 'n nuwe lewe. So hy sê, die lewe waarin ons geleef het, was verstaanbaar, maar dis nie hoe ons hoef te leef nie. My omstandighede hoef nie my lotgevalle te bepaal nie. Ek hoef nie vrede te maak met dit wat aan my gedoen word, weens 'n lewe waar God nie in ag geneem word nie. Nee, sê hy, daar het 'n nuwe ding gebeur. God het in genade ons jammer gekry. Hy sê dat hy deernis vir ons gehad het, barmhartigheid in ons betoon het, en hy het ons uit die dood opgewek. En hierdie opwekking uit die dood is 'n absolute genadige godswonder. Die kenmerk daarvan is daar niks is wat ons gedoen het nie. Trouwens, daar is niks wat ons kon doen nie. Daar is geen manier om jou pad na God toe oop te werk nie. Dit is 'n absolute wonder wat in 'n oomblik gebeur wanneer ons in geloof na Jesus toe gaan en sê, ek gee nou die beheer oor aan U. My ou beheer was my agtergrond gewees. Dit hoe ek groot gemaak is, dit wat die wêreld van my verwag. Die nuwe beheer, wat ek aan U oorgee, is een waarin U nou beheer oorneem. U is nou die baas. En daarom sê is julle uit genade gered deur geloof. Dit is 'n gawe van God, 'n geskenk wat van God kom. Ek kan dit glad nie verdien nie. En hierdie nuwe lewe word my nuwe identiteit. Ek is nie meer wat ek was nie. Ek het iets nuuts geword. En ek kry geweldig baie. In die eerste plek sê hy, is ons uit die dood opgewek. Wie is jy? Ek is 'n kind van God, oor wie die dood nie meer beheer het nie. Die dood nie in die sin van die ewige dood nie, dit ook, maar die dood in die sin van die plek van waar my beheer kom. Jesus het my 'n nuwe mens gemaak. Hy het my uit genade gered. Dis wie ek is. Ek is 'n kind van God. En nou bepaal dis my nuwe identiteit. Dit bepaal my nuwe optrede. En daarom sê hy, God het ons gemaak wat ons nou is. Hy het ons geskep, hoor hierdie woorde, om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. En daarom my omstandighede kan verander. Dinge kan skeefloop. Ek kan nie dit regkry wat ek gehoop het ek gaan regkry nie. Ek kan die posisie verloor wat ek gehad het. My gesondheid kan skade ly. Ek kan deur mense verwerp word. Dit gebeur. Maar dit het my nie meer afgetrek en dit het my nie minder gemaak nie. My identiteit is in Christus. En ten spyte van dinge wat om my gebeur, het ek die vastigheid dat ek weet dat ek sy kind is. Ongeag wat met my gebeur, my lewe is veilig. En ek as sy kind wil lyk soos sy kind. Ek doen die dinge wat pas by 'n kind van God. Dis 'n nuwe beheer, 'n nuwe identiteit. En kom ons leef uit hierdie identiteit. Kom ons doen dinge omdat ons Christen is. Nie omdat dit net goeie gewoontes is, nie omdat ons so groot gemaak is nie. Die vraag wat vir ons gevra word is, wat het verander vandat Jesus in my lewe gekom het? En dan moet dit dinge wees wat nie uit my agtergrond is nie.
dinge wat verander het, dinge wat 'n teken is van my nuwe lewe. Selfs mense wat geestelik goed groot geword het, goeie mense is, het nodig om hierdie punt te bereik, van die beheer aan Jesus oorgee en vir hom sê, ek leef nou net vir U. Daar's 'n oulike videoetjie wat ons vir ons baie keer wys vir ons jong kinders as hulle bang is vir die donker. En wat vir ons iets wys van hoe dit lyk om te leef uit jou identiteit. As daar bedreigings kom, goed wat jou bang maak, wat moet jy doen? 'n eenvoudige videoetjie van Toby, wat die aand deur sy sussie, sy tiener sussie opgepas moet word. Hy's 'n klein, jong, 6-jarig, en sy sussie moet hom oppas, maar hy sluip weg en hy gaan kyk op die TV, kyk hy iets op TV wat hom bang gemaak het en wat verder gebeur het. En kom ons sê vir die Here, soos Toby gesê het, ek sal nie bang wees nie, want U is by my. Is hy daar? Hy is so oulik. Hoekom kom jy nie hoor nie? Ek wens ek kon, maar ek moet my broer oppas. Wat 'n mors van tyd. Hy's vas in die slaap. Waar is jou ma? Sy werk alweer. Niemand gee om wat ek wil hê nie. Asof ek nie 'n lewe het nie. Shame. So sê my, wat het hy nog gesê? Hou net aan. Ek bly nou terug. Dis die laaste keer dat ek praat. Klim in die bed. Ag, hoekom? Want jy sê jou swaap. Hoekom? Ag, bly net stil. Hoekom? Want jy maak my mal. Hoekom? Want jy vernietig stelselmatig my sosiale lewe. Waarskuwing. Stelsel oorlaai. Jou hart gaan binne sekondes ontplof. 10. Help! My! 9. Help! 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Stelsel herstel. Wat het hier gebeur, troep? Wel, ek het hierdie fliek gesien met sulke monsters. En toe moes ek gaan slaap. En die monsters was in my kamer. En ek was bang. Weet jy? Eendag was ek op 'n boot saam met my vriende.
Genoeg. Wees stil. Wie is hierdie ou? Wie is hierdie ou? Here, jy is God. Jippie! Jy kan die monsters uit my kamer uitjaag. Aha. En dis wat ons gaan doen. Jy het 'n wapen nodig, troep. Moenie laf wees nie. Hierdie ding werk nie. Wel, dis nie die geweer self nie, dis waarmee jy dit laai. Waarmee moet ek dit laai? Woorde. Woorde? Enige woorde? Nee. My woorde. God is in my. Ek sal nie bang wees nie. God is in my. Ek sal nie bang wees nie. God is in my. Ek sal nie bang wees nie. God is in my. Ek sal nie bang wees nie. God is in my. Ek sal nie bang wees nie. Toby, ek sal jou nooit verlaat nie. God is in my. Ek sal nie bang wees nie. Here, dankie dat U ons 'n nuwe lewe gegee het. Dis onbeskryflik kosbaar. En ons wil U verheerlik. Ons kan dit doen want ons is nuwe mense, gefokus op U. Ons word gevorm deur U. Wil U ons ook gebruik? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.